Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Skriflesing Filippense 2. Gaan ons lees Filippense 2, gaan ons lees verse 1 tot 11 van Filippense. Ek wil eintlik lees vanaf hoofstuk 1, Filippense 1 vanaf vers 27 tot 2 vers 11. Die fokusgedeelte is daai verse 5 tot 11 van Filippense 2. Filippense 1 vanaf vers 27, lees uit die 83 vertaling. Hoofsaaklik is dit julle lewenswandel in ooreenstemming met die evangelie van Christus moet wees. As ek dan kom, sal ek self sien, of as ek nie kan kom nie, sal ek deur berigte hoor dat julle in volkome eensgesindheid standvastig saam stry vir die geloof in die evangelie. En julle in geen opsig deur die teenstanders laat afskrik nie. Dit is vir hulle teken van hulle ondergang en van julle redding, en dit kom van God. God het julle die voorreg gegee om Christus te dien, nie alleen deur in hom te glo nie, maar ook deur vir hom te ly. Julle en ek het dieselfde stryd wat julle my vroeër al sien stry het, en waarvan julle hoor dat ek nou nog stry. Aansien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewing, maak dan nou my blydskap volkome, deur eensgesind te wees, een in liefde, een van hart en een in strewe. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waarna hy hom moes vaslem nie, maar het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken, Jesus Christus is Here, tot eer van God die Vader. Vers 5 gaan ek dit ook net weer lees. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Ja, hierdie sondegevalle lewe is nie maklik nie. Ons beleef dit. As die Madlanga kommissie na luister, die korrupsie, hoe diep dit in leiers is en hoeveel mense betrokke is, en dan dink ons ook aan hierdie protesoptrede teenoor die ongedokumenteerde immigrante. Nee, dit lyk of die wêreld buite beheer is. Selfs ook oorlog met Iran. En so kan ons aangaan. Al hierdie stryd waarvan ons lees elke dag. En dan is daar ook nog mense wat ook in hierdie tyd hulle werk verloor, nê? Wat siek is, nê? Die siektes. Ons kan aangaan. Nê, moord, doodslag, ons kan aangaan. Hierdie wêreld is nie 'n maklike wêreld om in te leef nie. En ek wil amper hierdie wêreld saamvat, wat vir my eintlik 'n teken is van hierdie wêreld, nê, as ons nou dink aan die Grendeltyd, coronavirus, nê, coronavirus wat alles tot stilstand gebring het, nê, waar mense se besighede moes toemaak, werk verloor, salarisse gesny, al daai dinge, nê, dis my so teken, nê, wat ek my vliegtuig het nie eens gevlieg nie, kon nie eens op straat kom nie, nê, hierdie lewe kan net so verander. Dis so onstandvastig. En wat so interessant is, corona is 'n Latynse woord wat staan vir kroon, nê? Kroon. Dit was die kroonvirus wat alles tot stilstand gebring het. En dit is maar eintlik ook 'n kroon wat almal moet dra, wat in hierdie lewe gebore word. Elke mens moet hierdie kroon dra met al hierdie swaar kry en uitdagings, nê? 'n kroon van die wêreld,
nee, het absoluut verlossing nodig. Nee, as ons dink aan alles wat gebeur. Die kroon van hierdie wêreld is swaar kry, ellende, werkverlies, moord, al die dinge. Siektes. En het verlossing nodig. En Jesus Christus het na hierdie aarde toe gekom, om hierdie kroon van hierdie sondegevalle wêreld op hom te neem, om verlossing te bring. Dis wat gebeur het nie. Hy het die kroon van die sondegevalle wêreld gedra, en hy het verlossing gebring, net daar in die kruis en met sy opstanding. En hy het eintlik nie net een kroon gedra van hierdie wêreld nie, met al sy ellende nie, hy het eintlik 3 krone gedra, en dis waarna ek wil kyk. Dis wat hierdie gedeelte vir ons sê, van 3 krone wat Jesus gedra het. Kom ons kyk eers na die konteks. Filippense 2, vers 1 en 2, aansien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewing, maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees, een in liefde, een van hart, een in strewe. So, eensgesindheid is baie belangrik. Dit is die belangrike vir die kerk. Dis wat Paulus hier skryf. Vir 'n kerk wat in 'n wêreld lewe, wat hierdie kroon, almal dra hierdie kroon van swaar kry en ellende, nê, sê hy ten eerste, ons moes eensgesind wees. Natuurlik die gemeente in Filippi was absoluut, daar was 'n kosmopolitaanse stad gewees, kosmopolitiese stad, mense van verskillende agtergronde was daar in die stad, en daarom was eensgesindheid so nodig. Ons lees byvoorbeeld in Handelinge 16, daar was Lydia, nee, die purperverkoopster, baie ryk besigheidsvrou. Sy was 'n Joodse bekeerling uit Asië. Dan lees ons ook van in Handelinge 16 van die slavin met die waarsêersgees. Nee, sy was heel waarskynlik 'n Griek gewees, Griekse agtergrond. Dan die tronkbewaarder van Filippi, nee. Hy was 'n Romeinse burger. Hy was 'n baie belangrike pos wat hy gevul het daar. So hy was 'n Romein gewees. So eensgesindheid was so belangrik vir daai gemeente gewees. Eensgesindheid vandag ook, nê? En dit op grond van die troos. Eensgesind, een in liefde, een van hart, een in strewe. Eensgesindheid. Dis absoluut belangrik. En eensgesindheid op grond van die troos en liefde in Jesus Christus, as ook die gemeenskap van die Heilige Gees, wat hy sê hierso in vers 4. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook die aan van ander. En dan sê hy ook hierso in vers 1, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewing. En dan gee hy nou vir ons ook verder nou, vanaf vers 5 tot 11, gee hy riglyne hoe ons eensgesind kan wees. Nee, dieselfde gesindheid moet ook in ons wees, wat in Christus was. Vers 5. Om eensgesind te wees, moet ons dieselfde gesindheid hê, wat ook in Christus was. En dan gee hy vir ons die riglyne. Hoe ons eensgesind met Christus kan wees. En dan sien ons eintlik, Christus het 3 krone gedra. Hy het 3 krone gedra. En daarom moet ons ook bereid wees om 3 krone te dra in hierdie lewe. Die 3 krone, eerste kroon waarvan ons lees, vers 6 en 7, wat Jesus kom dra het, hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op 'n godgelyke wyse nie beskou as iets waarna hy moes vaslem nie, maar het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan die mense gelyk te word. So, Jesus het hierdie kroon van hierdie sondegevalle wêreld kom dra, nee, deur sy menswording. Hy het soos ons geword. Hy het die siektes ervaar, die sonde, korrupsie, lyding. Nee, hy het die dood aan die kruis gesterf. Alles wat ons hier op aarde ervaar, die negatiewe effek van die sonde, het Jesus ook ervaar. En hoe erg moes dit nie vir hom gewees het, as seun van God wat geen sonde het nie, ken nie, om so getuister te word, om hier op aarde te loop, waar die sonde hier op hierdie aarde so heers. Dit moes uiters swaar gewees het. Maar Jesus het gekom om daai kroon te kom dra. 'n kroon wat verlossing nodig het.
Hierdie wêreld wat verlossing nodig het. Ons lees in Johannes 1 vers 9 tot 11, die ware lig wat elke mens verlig, was aan kom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld het deur hom tot stand gekom, en tog die wêreld hom nie herken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. So Jesus kom, en hy dra die kroon van hierdie sondegevalle wêreld. En hy het homself nou nog verder verneder, met 'n tweede kroon, wat hy kom dra het, waarvan ons lees hier in ons fokusgedeelte. Filippense 2 vers 7 en 8. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. So Jesus het ook nie net die sondegevalle wêreld kom beleef nie, en al daai dinge op hom gevat nie, hy het ook 'n tweede kroon gedra, en dis 'n lydingskroon. Die doringkroon wat hulle vir hom opgesit het. Sy lydingskroon. Die doringkroon aan die kruis. Kroon van lyding waardeur hy verlossing gebring het. In die Ou Testament word dit al gesê, dis wat Jesus gaan kom doen om daai lydingskroon, die doringkroon op hom te neem. Jesaja 53 vers 4 en 5. Tog het hy ons lyding op hom geneem, ons siektes het hy gedra, maar ons het hom beskou as die een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. So nadat Jesus hierdie kroon van lyding, die doringkroon, suksesvol gedra het, en hy verlossing gebring het aan die kruis, het die Vader aan hom ook 'n derde kroon gegee. En dit is die kroon van oorwinning, die oorwinnaarskroon, 'n heerserskroon. Nee? Ons lees dan ook daar verder dan, Filippense 2 vers 9 tot 11. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is. Sodat die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken, Jesus Christus is Here, tot eer van God die Vader. Met Jesus se opstanding en sy hemelvaart het hy oorwin. Met sy opstanding het hy die dood, die sonde, die duiwel en sy magte oorwin. En hy het opgevaar na die hemel, om daar ook sy heersersplek in te neem. En die Here het hom die naam gegee bo alle name wat ons net nou gesing het. Hy was oorwinnaar. En nou sê Paulus ook vir ons om eensgesind te wees in hierdie lewe. Ons hier moet ons dieselfde gesindheid hê wat in Christus was. Ons moet ook bereid wees om hierdie 3 krone hier op aarde van Jesus te dra. Ek en jy moet ook bereid wees om hierdie 3 krone te dra. Nee, dit is en outomaties, jy het nie keuse nie. As jy gebore word in hierdie lewe, dan dra jy daai eerste wêreldse sondige kroon, nee, wat geken word aan al hierdie uitdagings wat ons het in die lewe. Hartseer baie keer, nee. Outomaties ontvang jy, almal word in sonde ontvang en gebore. So outomaties dra jy daai eerste kroon wat Jesus ook op hom geneem het. Ek en jy gaan dit deurgaan. Die Here het nooit gesê in sy woord, jy gaan net, as jy my aanvaar, gaan alles net reg en mooi wees nie. Nee, ons leef in 'n sondegevalle wêreld. En daar's baie uitdagings. Jy het ook baie uitdagings by die werk, in jou gesin. Praat ons nie eers van die land en die wêreld wat aangaan nie. En dan lees ons Johannes 1 vers 12 en 13. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo het, hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie deur 'n drang van 'n mens of besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. So jy dra outomaties die eerste kroon, hè, van 'n sondegevalle wêreld. Met sy uitdagings. Maar as jy Jesus aangeneem het, as jy werklik in hom glo, dan ontvang jy ook sy tweede kroon. Dan plaas hy dit ook op jou kop. Nee, dan outomaties, met geloof in Jesus Christus, sê jy ook ja vir die kroon van lyding te kan dra. As jy glo in Jesus, is jy ook bereid om die kroon van lyding
te dra, ter wille van die eer van sy naam. En dit moet ons weet. Jy word nie net 'n Christen en gaan sit nou terug, nou kan ek net lewe soos ek wil, want maar ek het die versekering as ek sterf, laaste asem dan gaan ek hemel toe, maar nou kan ek net doen nie wat ek wil nie. As jy werklik glo in Jesus, ontvang jy ook sy lydingskroon. Nee, wat hy sê hierso ook in Matteus 10 vers 38 en 39, hy wat nie sy kruis opneem en my volg nie, is nie werd om my te behoort nie. Hy wat sy lewe wil behou, sal dit verloor, en hy wat sy lewe ter wille van my verloor, sal dit vind. Verstaan ons wat dit beteken om te sê, ek glo in Jesus? Dit beteken ek ontvang 'n lydingskroon, ook baie keer 'n doringkroon in hierdie lewe. Die Here roep ons tot 'n lewenswyse, nie net om 'n klomp goeders te glo nie, net te sê ek stem saam met hierdie dinge nie. Hy roep jou tot 'n lewenswyse van kruis opneem en hom volg in hierdie sondegevalle wêreld. 'n Lydingskroon. As jy glo in Jesus, is jy bereid en jy volhard om Jesus se lydingskroon te dra tot eer van sy naam. En as jy agter Jesus begin aanstap, nee, en jy volg hom, dan is daar ook sy derde kroon wat jy ontvang. En dit is sy oorwinnaarskroon. Dis die wonderlike wat ons het. Nee, dis nie net 'n lydingskroon nie. Dis nie net 'n wêreldse kroon nie. Nee, dit is ook 'n oorwinnaarskroon wat hy vir ons gee. Paulus sê in Romeine 8 vers 17, ons is erfgename van God, die erfgename saam met Christus, aansien ons deel het aan sy lydings, ons ook deel hê aan sy heerlikheid. En hy praat nie net van ander kant die graf nie, ook nou deel ons in God se heerlikheid. Ek dink ons het iets hiervan gehoor, nee, wat sy les hulle ervaar. Nee, 'n oorwinnaarskroon. Wat ons ook. En dan praat hy ook verder na vers 17, vertel Paulus van swaar kry en geslaan en dood en al daai dinge nie. Maar dan eindig hy in vers 37 waar hy sê, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefhet. Jy kan slegs Jesus se oorwinnaarskroon ontvang as jy ook bereid is om sy lydingskroon te ontvang en hom te volg. En ook te ly ter wille van die Here. Dat jy hom eerste plaas in jou lewe. Paulus praat uit ervaring. Nee, in Handelinge 27 en 28 lees ons in Handelinge 27 en 28 lees ons hoe hy 'n gevangene is en 'n skipbrekeling op die eiland Malta uitspoel, nee, saam met almal wat op die skip was. Nee, hy het hierdie sondige wêreldse kroon gedra. Hy het die kaptein en die matrose gesê, as jy lees Handelinge 27 sê, moenie wegvaar van mooi hawens nie. Jy moet hier bly, daar gaan 'n storm. Die Here het vir hom geopenbaar, nee? Maar die kaptein het gesê ons gaan vaar. Die matroos sê ons gaan vaar. En daar ontvang hy en hy ervaar ook hierdie wêreldse, nee, dat dinge met hom gebeur, nee, dat hy as 'n drenkeling uitspoel en amper verdrink en so kom oor hom. Oor ander mense wat verkeerde besluite neem. En dit kan gebeur ook baie keer in ons lewens ook. In hierdie lewe, nee, gebeur dinge met jou wat buite jou beheer is. Nee, 'n virus, 'n siekte wat jy optel. Of ander mense se besluite wat jou negatief beïnvloed. So Paulus praat nie hier net van teologie nie, hy praat hier uit 'n lewe, nee, wat hy ervaar het. So in hierdie lewe ervaar ons baie keer, nee, dat dinge buite my beheer en gebeur met my en ek weet nie hoekom nie en ek het vra en dit gaan nie goed met my nie. Nee, en hy spoel uit as 'n drenkeling op die eiland Malta. En dan ook kom mense nog en dan lees ons ook dan verder dat Paulus op die eiland Malta kom hy en ekskuus ek moet net daai een ding teruggaan. Handelinge 28 vers 3 en 4. Paulus het 'n klomp hout bymekaar gemaak, net nou spoel hulle uit op die eiland Malta. Nou maak hy hout bymekaar om vuur te maak, want dit is maar koud as jy so uit die see gered, nê, as 'n drenkeling uitspoel. Hy het 'n klomp hout bymekaar gemaak op die vuur gegooi. Van die hitte het daar 'n slang uitgekom en dit aan sy hand vasgebyt. Toe die mense die slang aan Paulus se hand sien hang, sê hulle vir mekaar: hierdie man moet beslis 'n moordenaar wees. Al is hy die see gered, wil die goddelike wraak hom nie laat lewe nie. So
terwyl hy nou eintlik, dit gaan reeds swaar, beskuldig hulle hom nog verder ook. Hy moet seker 'n groot moordenaar wees. Dit gebeur met ons ook baie keer. Net, dit gaan nie goed in jou lewe nie, dan kom ander mense en hulle wil verklaring gee, hoekom dit so gaan in jou lewe. Jy is dalk nie verantwoordelik nie, dalk sit jy met bitterheid. Jy moet jou bekeer, nee? Baie keer word jy nog geskop ook as jy lê. Nee, dit gebeur ook. Mense kom en sê soek oorsake waarom dit so swaar kry, waarom jy so swaar kry. Jy het nie genoeg geloof nie, byvoorbeeld, sê mense ook. Daar moet sonde wees. Jy is onverantwoordelik. Net dis soos 'n slang wat jou aan die hand byt, ook nog verder, wanneer jy baie keer die lydingspad Jesus volg. Jy sy lydingskroon dra, sy doringkroon dra. Toe kom druk hulle nog daai, soos wat die soldate gemaak, daai kroon so vasgedruk op Jesus se kop. Kom mense ook en hulle druk ook so half, daai kroon nog vaser op jou kop, laat nog jy meer byt soos 'n slang omtrent. Dit gebeur ook baie keer. Maar moet jou nie steur aan wat mense sê nie. As jy Jesus volg, sy lydingskroon dra, moet jou nie steur nie, want hoor wat gebeur volgende nou. Hulle het gewag dat hy moes opswel of skielik dood neerslaan. Maar nadat hulle lang ruk gewag het en gesien het daar niks ongewoons met hom gebeur nie, het hulle van mening verander en gesê hy is 'n god. Eers sê hulle moordenaar, nou sê hulle hy is 'n god. Moenie gaan op wat mense vir jou sê nie. Gaan op wat die Here sê in sy woord. Julle weet selfs met Jesus ook, nê? Toe Jerusalem ingegaan het. Hosanna, eer aan die Here in die grootste hemel, Hosanna, nê? Net daarna, paar dae daarna, wat sê hulle? Kruisig hom. Kruisig hom. Ons kan nie gaan op wat mense sê nie. Terwyl jy Jesus se lydingskroon ook hier dra. Moenie gaan op wat mense sê nie. En dit byt baie keer soos 'n slang. Moenie op mense vertrou nie. En dan Paulus se lydingskroon. Nee, hy is 'n gevangene, skipbrekeling, slangbyt word 'n geleentheid tot oorwinning vir God se koninkryk. Want Paulus genees Publius se pa. Nee, en die ander mense kom dat hy vir hulle moet bid. Handelinge 28 vers 9 en 10. So daai lydingskroon loop uit op 'n oorwinnaarskroon. Na hierdie voorval het ook die ander siekes op die eiland na Paulus toe gekom en hy het hulle gesond gemaak. Hulle het ons met baie geskenke vereer en toe ons vertrek, het hulle ons van alles voorsien wat ons nodig gehad het. Verstaan jy hoe word daai lydingskroon, loop uit op 'n oorwinnaarskroon? Baie keer voel my lydingskroon soos 'n verleentheid. Asof ek verslae is, maar sien dit as 'n geleentheid om te getuig. Geleentheid om vir God se koninkryk te laat kom in en deur jou. Moet nie lydingskroon sien as 'n verleentheid nie, maar as geleentheid. Sodat jy Jesus se oorwinnaarskroon kan ontvang in hierdie lewe. En ek meen dis wat ons gehoor het uit hierdie getuienis, Die sondegevalle wêreld met die siekes en al die dinge, se les dit wat jy gesê het, En dan stap mens daai proses ook en wonder, maar moet ek meer geloof of wat ook al, Mens twyfel baie keer. Miskien kan mense baie keer iets snaaks vir mense sê ook, om daai lydingskroon nog swaarder te maak. Maar hou vas. En dan loop dit uit op 'n oorwinnaarskroon. Dat ons oorwin in Jesus. En dit is hoe in hierdie lewe, onthou net, wees 'n getuie. Wees bereid om Jesus se lydingskroon ook te dra, tot eer van sy naam. En weet ook, dit sal vir jou uitloop op 'n oorwinnaarskroon. Maar baie gelowiges ervaar nie daai oorwinnaarskroon die kant van die graf nie. Hoekom? Ja, ons dra die kroon van hierdie sondegevalle wêreld met al die dinge, en dan glo ons net in Jesus, Ons stem hom net in oor sekere waarhede oor Jesus, maar ons stap nie die lydingspad nie. Ons neem nie ons kruis op om agter Jesus nie. Ons is nie disipel nie. Ons is net Christene. En dan gaan jy ook nie oorwinning ervaar nie. Maar stap daai pad.
Wees bereid om ook jou kruis op te neem, Jesus te volg. En jy gaan al hoe meer en meer oorwinnings ervaar. Ek dink die grootste oorwinning is natuurlik, as ek my laaste asem uitblaas. Dit is die grootste oorwinning wat elkeen van ons ontvang, wat in Christus sterf. Soos wat ons ook lees hierso in 2 Timoteus 4. En ook 'n woord wat die Here donderdag vir my gegee het, so duidelik. Waar staan, ek het die goeie wedloop afgelê, ek het die wenstreep bereik, ek het gelowig end uit volgehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Op die dag dat hy weer kom, sal die Here, die regverdige regter, dit vir my gee, en nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms. Die oorwinnaarskroon. Wees bereid om die 3 krone van Jesus te dra in hierdie lewe. Kom ons bid saam. Ja, Vader, ons kom na hier toe en erken en bely, Here, dit gaan baie keer swaar met ons in hierdie lewe. Dit is nie altyd maklik nie. En dan het ons 'n leidingskroon ook, waar ons Jesus volg, en te midde van waar almal negatief is, sê maar ek hou vas aan U, Here. En mense kan my baie keer spot oor my geloof. Mense kan baie keer sê, dalk daar's iets fout met my geloof, wat dit ook al is. Maar Here, ons volg net U. Ons bereid ook om die doringkroon, die leidingskroon te dra tot eer van U naam. Want ons weet ook, Here, daar wag vir ons 'n oorwinnaarskroon. Here, en die grootste oorwinning is die lewe by U in volmaaktheid. Dankie, Here, ook dat ons ook vanoggend kon gehoor het dit wat Celeste getuig het. En weet ook Christian, Here, is ons 'n voorbeeld. Die manier hoe hy ook die oorwinnaarskroon ontvang het. En dit versterk ons ook in ons wedloop agter Jesus aan. Waar ons baie keer moet lei ook. Lei ons, Here, werk in ons harte, vul ons Heilige Gees, dat ons altyd in die geloof sal staan. Dit wat U sê in die woord, dat ons daarop sal staan. In Jesus se kosbare naam. Amen. Ja, en die Here wil jou seën dat jy hier uitgaan as meer as 'n oorwinnaar. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly. Amen.